Goeiemôre, gaan dit goed met almal? En ek kan nie glo dat die reën so 'n geweldige effek op ons het nie. Gaan dit goed met almal? Amen, prys die Here. Die kind van die Here moet so opgewonde wees in hierdie dag. Amen. Ja, wat 'n groot voorreg en welkom aan almal. Ons wil vanmôre vra, is daar enige iemand wat vanmôre net saam met ons kuier? Enige iemand wat vanmôre besoek of kuier? Enige iemand? Prys die Here, die kinders van die Here is hier. En dan ons tweede saak is, ons wil u vra, as u ingekom het, sien nie, ek hou so 'n smal blaadjie vir u op. Het u so 'n blaadjie ontvang? Nou as u nie ontvang het nie, steek net gou vir my u hand op, daar agter gaan hande op. Kan ons almal vra, my vrou, is daar nog blaadjies? Susie, is daar nog, is hulle klaar? Goed, dan sal wat ons gaan doen is, ons sal, as u 'n blaadjie wil gee, daar agter nog iemand. Ons gaan, daar sy, kom ons deel met mekaar vanmôre. Daardie blaadjie het al die inligting in en op vir hierdie profetiese nagmaaltafel. So u kan lees waaroor dit gaan. Al die goed wat u op hierdie tafel gaan vind vanmôre, was in die Bybelse tyd. Ons het dit uit die woord uitgevat. En dit was 'n heenwysing na dit wat God wou doen in mense se lewens. Maar weet jy wat se wonder van dit alles, en ek gaan vanmôre oor dit 'n bietjie deel, is dit het alles deur Christus 'n werklikheid geword. Ons is nie net meer op 'n plek waar dit is wat ons profeties sien God wil doen nie. God sê, as jy wil, dan sal ek. Want dit gaan oor verhouding met hom. Amen. En dis wat hierdie dag oor gaan. Die feit dat hy vir ons gesterf het aan die kruis van Golgotha. En ons gaan die Here dien. Staan saam met my vanmôre. En voor ons gaan begin sing, gaan ons open met gebed. En ons gaan die Here net eer en aanbid vanmôre. Amen. Prys die Here. Kom ons maak die oë toe en steek die hande vanmôre op net en sê, Here, ons eer u vanmôre vir die kruis van Golgotha. Ons eer u, Here, omdat u bereid was om ons sondelas op u te neem, die skuld te dra en ons vry te maak. Here, ons as die kinders is vandag opgewonde. We are excited because Jesus paid the price. Here, jy het die prys betaal en daar's niks en niemand wat enige skuld teen ons kan inbring nie. Daar's niks en niemand wat ons kan veroordeel nie. Daar's niks en niemand wat 'n juk op ons kan plaas, Here, wat u afgehaal het nie, Here. Want u sê ons moet u juk op ons plaas en u las, Here, want u las is lig en die juk is sag vanmôre. Baie dankie, Here, ons is vry. Christus maak ons vry. Here, ons kon dit nie sien nie. Ons het dit nie ervaar nie, maar Here, deur u ervaar ons dit. En deur u sien ons dit, Here, dat ons is vrygekoop deur u bloed, Here Jesus. O, ons aanbid u. Ons aanbid u. Daar waar jy staan, sê dankie, Here. Dankie, Here. Dankie vir die bloed vanmôre. Dankie, Here, dat u vir ons gesterf het. Here, ons vra nou, ontvang ons lofprysing, ontvang ons aanbidding, Here, vanmôre, en word verheerlik in en deur ons lewens, want u is God en u is koning oor ons lewens.
Ons bid dit in Jesus naam. In Jesus naam. Amen en amen. Kom ons gaan aanbid en ons gaan die Here loof vanmôre. Baie dankie aan ons aanbiddingspan.
Begin die Here eer daar waar hy staan. Begin hom aanbid. Begin hom loof. Dankie Here Jesus vir u bloed vanmôre. Dankie dat u ons rein en skoon gewas het deur u bloed. Kerk van die Here, daar waar jy staan, begin om net eer vir sy bloed wat gestort was aan die kruis. Vanuit jou hart uit sê Here, dankie dat U my hart skoon gemaak en gereinig het, geheilig het. En begin die Here eer vanmôre. Uit jou hart uit. Laat dit oor jou lippe rol, prys hom vanmôre. Sê Here, dankie dat U my skoon maak. Dankie Here dat ek gereinig is, dat ek geheilig is. Dankie Here vanmôre dat ons deel kan hê aan dit wat U reeds gegee het. Dankie Here. Dankie Here Jesus. Dankie, ons prys U naam.
Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Ons prys U naam. Vader, baie dankie vir hierdie groot dag vir elkeen van ons. Ons kom vanmôre na U toe, Here. En al wat ons kan sê is dankie. Want ons het niks verdien nie. Nie ons beste pogings of ons beste dade, ons Here kon niks uitrig nie. Het was net U offer aan die kruis. En terwyl ons so in die teenwoordigheid staan, kan ons net sê, thank you Jesus for the blood applied. Dankie vir die bloed, Here. O, Here. Ons prys U naam. Dankie, Here. Hy is God en koning. Hy is almagtig. Hy is ewig. Hy is soewerein. Hy is die groot ek is. Dankie, Here. Dankie, Here. Amen. Ek kan nie sitplekke neem vir 'n kort oomblik. Lottie herinner my net weer, hoor. Hierdie is 'n groot dag vir die kind van die Here. O genade. Hierdie is 'n groot dag vir die kind van die Here. Nie net sommer net nie. As hierdie dag nie plaasgevind het nie, dan was U nie vanmôre hier nie. Ek sê dit met groot respek. Maar dan was U ook nie vry nie. Kon jy nie werklik waar lewe nie. Elkeen van ons wat vanmôre hier is, en ja, miskien elkeen van ons het ons verskeie redes. Wil ek vir U sê, het God die Vader reeds die beplanning reg gehad vir dit wat gebeur het. Nou, kom ons lees gou vir 'n oomblik in Romeine 5. Romeine 5 vers 7. Jy kan saam met my volg hier agter op die bord. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Wie van U sal U lewe vir die kind gee? Ja. Maar ek wil nou nie iets kwytraak nie. Vers 8 sê dan verder, en wat ek daarby bedoel is, ons sal nie vir 'n onregverdige mens instaan nie. Mense sou sê, nee, hy moet die prys betaal. Hy moet die pad maar stap. Maar vers 8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons. Sê gou vir jouself, God bewys sy liefde vir my. Het jy gehoor wat hy sê? Hy
bewys. Hy bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog wat was? Sondaars was, en ek wil hê met die onderskeid, hy sê nie toe ons nog goeie mense was nie. Ek wil vandag vir julle baie fyn lyn gee. Dis nie goeie mense wat gered word in die hemel toe gaan nie, dis geredde mense, is mense wat weergebore is mense wat hulle hart en lewe aan God toe vertrou en sê, Here, kom wees U die God en koning van my hart. Anders het ek gesê goeie mense. Gesterf het toe ons nog sondaars was. Vers 9. Veel meer dan sal ons nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn van God, oor sonde. Want as ons terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, jy's versoen deur die dood van sy seun, ek en u het dit nie verdien nie. Sy het dit nie verdien nie. Niks wat ek doen kon enigsins iets oopmaak, 'n deur oopmaak, 'n pad maak nie. Kon my sonde wegvat nie. Veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En ek deel vanmôre met u oor, dit het waarheid geword. It became the truth. Elke skaduwee van elke belofte wat God van die begin af gegee het. Elke deel van dit wat ons uit God se hand uit ontvang, wat lewe is, ja. Maar weet jy wat, tussen Adam en Paulus kom trek, ek wil amper sê, hy maak 'n vergelyking tussen Adam en tussen Jesus. Het jy dit al gehoor? Die eerste man Adam en dan die tweede man Jesus, wel ook verwys hulle na Adam. En hierdie dag dra die kragtigste boodskap vir my en vir jou, wat sê ons is vrygekoop. Die kruisiging, is die meeste ondersoekte onderwerp. Dis die meeste bespreking van alle tye in die mediese. Maar ook is dit die grootste prys wat ooit betaal was deur enige iemand vir 'n wêreld. Dit was die grootste prys wat betaal was vir elke mens. Pastoor, is dit waar? Ja, ek sou die voorreg so graag sou wou geniet het, om hier voor 'n spieël te sit vanmôre en te sê, weet jy, 'n volmaakte totale prys, daar kan niks bygesit word nie, daar kan niks weggevat word nie, was vir jou betaal. Dis egter hartseer en skokkend, dat ons soms goed aanvaar wat nie eens ons sinne is nie. Skuld wat nie eens ons sinne is nie. Beskuldigings wat nie eens ons sinne is nie. En daarom kom sterf Jesus vir die vergifnis, vir die vryspraak, die verlossing, die herstel. Nou net om vinnig vir u te sê, weet jy wat is interessant, as jy gaan kyk in die Ou Testament, as jy by die tempel gegaan het om vergifnis van sonde, het jy mos nou 'n lam gevat, 'n perfekte lam. Maar weet jy wat, hulle het eintlik 2 lamme gehad. 2 wat saam gegaan het. Die eerste lam was gebruik om te slag en daardie bloed op te vang.
en die bloed te giet oor die offeraltaar. Tot vergifnis van sonde. Maar hulle manier van sien was, die tweede lam het dan gekom en hulle het daai vergifnis en die sonde wat daar moes vergewe word, het hulle dan spreekwoordelik met daardie hand op die ander lam gelê, en die tweede lam het hulle ingelei in die woestyn in. Ja. Maar hulle het hom so weggelei, so ver weggelei, dat hy nie sy pad kon terugvind nie. Dis hoe ver Jesus, sien nie nou die woord, ons sonde van ons af verwyder, so ver soos die ooste van die weste. Hulle kon dit net op 'n tydelike manier. Christus het dit gedoen so ver soos die ooste van die weste af is, diepste van die see. En dit is so interessant dat hy kom red en hy verander ons lewe. En deurdat hy ons lewe ons kom red, verander die wêreld rondom ons. Jou wêreld verander vir jou gesin. Jou wêreld verander vir geliefdes rondom jou. Wie van julle het agtergekom hoe moeilik is dit om jammer te sê? Pastoor, dit was nou nie my skuld nie. Ek is nie skuldige nie. Hoekom het ek om verskoning vra? Jesus was ook nie skuldig nie, en tog het hy gesê, Vader, vergewe hulle. Ek stort hierdie bloed vir hulle. Vergewe hulle. Hy het dit nie eens verdien nie. Was nie sy skuld, dit was joune. En hy vra vir God die Vader, die Skepper, die Almagtige, die Ewige, die Heilige God, vra hy namens jou, Vader, vergewe hulle. En hy wil hê ek en u moet by hom leer. Hy kom en red ons. Hy stap doelbewus in vir ons. Kom ons lees verder dan. Ons klaar met al die. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry is. Dis alles deur Jesus Christus. Dis hom wat ons vier. Deur hom en hom alleen. Daar word hierdie verhaal vertel van 'n ou seentjie iewers in Amerika, jare terug, baie jare terug, toe treine die groot vervoermiddel was. Ek wil nou nie vir die country en western nie, want dan sien jy alweer 'n prentjie. Maar hierdie ou seentjie, hulle het nie ver van die spoorlyn afgebly nie, nie ver van 'n brug afgebly nie, en dan sy ma vir hom gesê, gaan speel 'n bietjie. Mamas, julle deesdae het ons nie plek om te speel nie, ons gaan na die masjiene toe. Maar gaan speel 'n bietjie. En hy's uit en hy speel, en so seentjies nou is, né? Ek weet nou nie of die dogtertjies ook so is nie, toe hy homself kry toe sy by die spoorlyn. En dan tel hy die klippe op en dan gooi hy die klip en dan skiet hy met 'n ketting en dan, en hy speel te lekker op die spore. En in die verte, hoor hy, ja, daar kom 'n lokomotief aan. Maar nou speel hy en hy loop in die spoorlyn af, en dan gooi hy die klip, en dan skop hy 'n ding, en dan slat hy met die tak op die spoorlyn. En toe hy by die kloof kom, toe sien hy die brug het in mekaar geval. En hy hoor maar, die trein is op pad. Die passasierstrein.
En hy besef in een oomblik, maar daai trein gaan hier afkom. En sonder enige waarskuwing, sonder enige beplanning, gaan daai trein in daai kloof afjaag. En almal gaan sterwe. En daai seentjie neem 'n besluit. Hy sê, ek gaan net die trein waarsku, en hy gryp 'n groot tak met ou blare, en hy hardloop op daardie spoorlyn, so vinnig as wat sy beentjies hom kan dra, met hierdie tak hoog in die lug in, en hy gil. Nou het jy agtergekom as jy gil, hoe baie mense hoor jou, as jy nie oopte is. Jy kan ook net so lank gil, jy weet. Maar hy hardloop met hierdie tak, en al wat in sy kop is, as ons net hierdie trein gestop kry. En hy het gehardloop en gehardloop en gehardloop, en hy het moeg geraak, en dan kry hy weer hierdie determinasie, en dan hardloop hy met hierdie tak, en in die verte sien hy, daar kom die trein, en hy begin waai, en die man in die lokomotief sien, maar hier is 'n seentjie op die spoorlyn, en hy waai 'n tak met 'n klomp blare op, en al wat hy doen is, hy gooi die brieke van die trein aan, hy maak die stoom oop, dat daar nie meer dryfkrag is nie, en hy trek al die brieke aan. En die trein begin skree, en die mense skree, en al hierdie goed, en hierdie seentjie hardloop, en al wat hy sê, julle moet stop, die brug is uit, julle gaan almal doodgaan. Maar ek meen, in al daai geraas wat in die trein is, hoor hulle hom nie. En die trein kom so vinnig nader gesnel, terwyl al die brieke is en die geraas, al die goed. En wat die seentjie nie besef nie, is hoe naby hy in die trein is. En daardie seentjie betaal met sy lewe. Die trein slaan hom, en hy sterf op die plek. Hy lê op die kant, en die trein gaan verby hom. Almal gil en skree, die brieke skree, alles is. En hierdie seentjie se ma intussentyd hoor wat aangaan. En sy begin benoud raak, en sy hardloop, en sy gil sy naam. En sy roep uit, en sy kry hom nêrens nie, en sy hoor net hierdie geraas wat deur die bosse gaan. En sy hardloop in die rigting van die geraas. En weet jy wat gebeur? Daardie trein stop letterlik net voor die afgrond. Kom hy tot stilstand. Die ma kom uit die bos uitgehardloop by daardie spoorlyn, en hier lê haar seentjie. Ons gaan nie ingaan op die prentjies en al die goed nie, maar. En sy sak in mekaar, want dis haar enigste seentjie. Daar is nie ander nie. En daar gaan baie dinge deur haar kop, en almal spring uit die trein uit en sien wat gebeur het. En terwyl hierdie ma kind vashou, en sy gil, en sy sê, hoekom? En hoekom jy? En kom 'n jong swanger mamma by haar, en sy kom staan by haar. En sy lê haar hand so op haar, en sy sê vir haar, swanger mamma, sy sê, "Vader, dankie, dat jou kind my en my kind se lewe gered het." Daardie vrou staan daar, en sy sê, "Ek wy my kind toe, om jou kind se lewe, sy legacy uit te dra." Weet julle wat gebeur? Daardie kind van daardie jong moeder, 'n wêreldbekende evangelis geword. Weet jy wat? Dis 'n ander prentjie as die normaal van die kruis van Golgotha, maar weet jy wat? God die Vader het sy seun geroep en gesê, "My kind, ek wil hê jy moet lewe gee." En Jesus het gekom, en Jesus het gesien waarheen ek en u op pad is.
Hy het gesien dat ons lewens verwoes gaan word. Hy sien wat sonde met en deur ons en aan ander mense gaan doen. En ten spyte van dit kom God en hy sit sy seun in die plek sodat ek en jy gered kan word. En nog steeds is daar mense wat maar net halfhartig vorentoe gaan. Ja, prys die Here. Hy het my siel verlos, hy het my vry kom koop, hy het my skoon gemaak. Ek wil vir jou sê, toe jy nog nie eens besef het wat die gevaar was nie, toe jy nog nie eens besef het hoe sleg dinge vorentoe lyk nie, het God alreeds sy seun gegee, sodat jy gered kan word, en nie in daardie plek hoef te staan, waar jy die prys sou betaal het nie. Want ek en u moes eintlik die prys betaal het. Maar saam met dit kom God en hy kom gee beloftes. God kom en hy maak 'n ander weg. Want weet jy, hierdie verlossingswerk, wat het dit ingesluit? Daar was 'n offer wat ingesluit was. 'n Offer van Jesus, wat die prys moes betaal. Die tweede saak wat ons sien wat ingesluit was versoening. Versoening met God die Vader. Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Wie het al besef dat jy vrylik na die Vader toe kan gaan? Jy kan bid en die Vader hoor. Dis als te dank aan Jesus Christus. Dis hy wat die weg oopgemaak het. Dis hy wat die versoening kom gee het. Want Golgotha was die bewys van God se onvoorwaardelike liefde. Sê vir een langs jou, Golgotha was die bewys van God se onvoorwaardelike liefde. Dan, dis hoe lief vir jou het. Almarie? Jesus het dit eintlik net vir jou gedoen. Hy het 'n pad gestap vir jou. Helen? Dan die Petra? Ja. Dion? Nico, oom Nico? Hy het daai pad net vir julle gestap. Dis waarvoor Golgotha daar was. Maar saam met dit het hy die oorwinning gebring. En ek wil vir u sê, die kruis was nie net die nederlaag of die einde nie. Dit was die oorwinning van die graf, die dood en die hel. Vergifnis breek dit alles en God kom gee deur sy seun Jesus Christus die oorwinning. Want soos ons weet, die Ou Testament was 'n heenwysing, was 'n skaduwee. Nie, meeste van nie het so papiertjie, as jy papiertjie kan uithaal. Ons noem dit 'n profetiese tafel, want dit is wat God in my en jou lewe wil laat deurbreek. Dat jy in die besef daarvan sal lewe. Nou kom ons kyk gou eerste. Druiwe, Johannes 15 vers 5. Jesus sê, ek is die wynstok, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Dis die druiwe wat hier lê. Die dadels was baie voedsaam.
Dit was gebruik vir energie en krag in lang reise. Dadels was ook geken as die lekkers van die Bybel. Saam met heuning. Soos die kinders vra, ma, sweets. Sê my kind, kom ons gee vir jou dadel. Geen energie en dit maak dit aan jou gesond. 1 Kronieke 16 vers 3. Heuning, 1 Samuel 14:29. Die woord sê net hulle oë verhelder. Here, laat ons sien wat U wil doen. Spreuke 24 vers 13. Heuning, het was ook 'n verwysing na wysheid. Dat God wysheid gee. Water, Psalm 23 vers 2. He leads me beside still waters, He restores my soul. Johannes 7:37 en 38. Laat die lewende water uit jou uitvloei. Hierdie gemeente is fontein van lewende water. Ja, pastoor, halleluja, laat die lewende water uit my uitvloei. Maak die kraan oop. Ek kan nie vir my vrou sê, ag liefie, kyk hoe mooi groen word die tuin. Ek spuit die tuin nat en dan stap sy uit en dan lê die tuinslang op die gras nie. Gaan sy vir my sê, nou van wanneer af sien jy groen gras? Nee, my gees. Maar jy het nog nooit die kraan oopgemaak nie. Ja, ons lag, maar weet jy wat? Hoeveel gelowiges staan in geloof, vertrou die Here, maar jy het nog nie aktief begin raak en begin beweeg en gesê, Here, laat ek doen wat U my voor geroep het nie. Luister mooi, die Here vra partykeer nie geweldige groot goed nie. Bid vir jou boetie, bid vir jou sussie, bid vir jou medegelowige. Here, ek sal vanaand bid, vanaand, dan stap jy by die huis en dan die kos gebrand, jy die kar gestamp, en vrou lief is ongelukkig en jy kom glad nie by gebed uit nie. As jy sê, ek bid vir jou, dan staan jy daar en jy sê, Here, in Jesus naam trek ek vir my boetie en my sussie in. En in geloof vertrou ons. Bel daai broer, geloof vertrou ons, amen. Bel daai broer of daai suster, sê, weet jy, ek dink aan jou vandag, ek bid vir jou. Is daar iets waarmee ek kan help en ondersteun? Sout, Levitikus 2:13, 1 Johannes 5:13, Matteus 5 vers 13. Ons is die sout van die aarde. Granate, Numeri 13 vers 23, nou hier het ek 3 van die vrugte vir u gesit, vye, druiwe en granate. Nou weet jy wat, dit was 3 van die vrugte soorte wat hulle uit die beloofde land uit saamgebring het terug. En die betekenis daarvan was die vye, dit was 'n simbool om geestelik vrug te dra. Druiwe, deel van die wingerdstok te wees. En ek wil vir u sê, om deel van die wingerdstok te wees, as Christus jou vry gemaak het, is jy vry. As sy gees jou bekragtig het, is jy bekragtig. Kan jy vir hom lewe? Kan jy hom dien? Granate was 'n simbool van geestelike groei en vrugbaarheid. En daardie vrugbaarheid het beteken vooruitgang, seën, neute, versterk. Dit versterk jou om versterk te wees vir die pad elke dag. Dit is proteïene en dit gee energie. Genesis 43. Olywe en olyfolie. Olie wys na die Heilige Gees en sy krag in jou lewe. Olyfolie. Psalm 52 vers 8. But as for me, I am like a green olive tree in the house of the Lord. Appels en rosyne.
Nou daar sien ons Hooglied 2 vers 5, 1 Kronieke 12 vers 40, Efesiërs 6 vers 12. Sustain me with raisins and refresh me with apples. Citrus, as jy vra, ek het nog 'n langer lys daar, ek het net 'n kort lysie gemaak. Citrus praat van die reinheid van jou hart. Maar weet jy wat die wonderlikste van alles? Baie van hierdie was heenwysings na. In Christus het dit 'n werklikheid geword. In Christus het hy gesê, weet jy wat, as jy my toelaat, dan versterk ek jou. Hoe so, pastoor? Want hy is die brood van die lewe, my vrou, vergewe my. Want dis hoekom hierdie tafel vanmôre hier is. As jy by die huis is, vat 'n stukkie brood, sê, Here, U is die brood van die lewe. Ek staan in U, ek leef deur U, maar ek dank U ook, Here, want nou weet ek. My mikrofoon af, ekskuus julle. Heuning is om te sien. Here, laat my sien wat U plan met my lewe is. Here, ek help my vanmôre deur in U te glo of te sien. Nee, nou het ek nie heuning gevat nie, my vrou. Prys die Here, nou doen ek 'n klomp goed. Here, maar ek dank U vanmôre dat U my versterk. Ek dank U vanmôre dat ek profeties kan sê, U help my deur die Gees om te kan sien wat ek moet sien. Amen. Is dit die brood en heuning wat die antwoord is? Is die verklaring van wat Christus vir jou kom doen het. En ek wil hê dat ons as gemeente nie net vanmôre gaan sê, Here, dankie vir U liggaam en U bloed nie. Ek het klaar. Daar's nog heel wat ek wou deel, maar weet jy, Here, dankie. Ek het dit nie verdien. Maar nog steeds het jy my kom vrykoop. I wasn't worth it, but Christ said I am. Jy sit vanmôre hier. Jy dra oordeel van mense wat goed oor jou lewe gespreek het, goed vir jou gesê het. You're not worth it. You are not gonna make it. Kyk wat het jy aangevang. Christus sê, weet jy wat? Ek het reeds die prys betaal. Toe hulle nog nie bewus van wat sou gebeur het nie, het ek reeds die prys vir jou betaal. So that you can be free. He paid the price for you. I've been set free by the blood of Jesus Christ. Staan vir 'n oomblik saam met my. Dankie, Here. Ek gaan 'n papiertjie hier neersit. Ek wil vir u vra net vir eers. Ons gaan eers nagmaal gebruik. Om te sê, Here, dankie dat U ons vrygekoop het. En dan daarna gaan ek u uitnooi om, as jy wil, hier te kom staan, te kom sit in die stoele. En as jy vanmôre sê, Here, U is my bron van energie,
dat ek kan staande bly, dan kom haal jy 'n dadel. Jy kom haal 'n neut. Ek wil vir u vanmôre vra, moenie hande vol gryp nie. Dis nie die hoeveelheid wat jou rein en jou krag gee nie. Dis die verklaring en die besef wat Christus vir jou gedoen het alreeds. En as jy enetjie vat en jy gebruik en dan sê jy, dankie Here, u versterk my. Dankie Here, u laat my sien wat u plan met my lewe is. Dankie Here dat u my hart rein maak. Want nog steeds is hier die tafel van die Here. Vir jou, vir my. Kom ons maak die oë toe, Here. Dankie vir die bloed. Dankie Here vir hierdie tafel. Dankie dat ons daaraan kan deel hê vanoggend. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Gaan vra die wat my behulpsaam kom wees by die nagmaaltafel dat u na vorentoe sal kom. Maar vanmôre gaan ons ietsie anders te doen. Ek wil hê vanmôre gaan ons 'n dankgebed doen vir wat God vir ons gedoen het. En vanmôre gaan ek van ons kinderkerk af. Mikkie, sal jy kom? Mikkie gaan vir ons middeljare groep namens hulle net bid en sê dankie Here. Waar is ons jong mense? Wie van ons jong mense wil bid? Nee, daar gaan die hande vinnig af. Ek sien hulle, yes, hier is ons, okay pastoor. Wie van ons jong mense wil net vir die Here kom sê dankie? Ja, prys die Here, my vrou, hier is vir ons jong mense. En nou soek ek iemand senior, Uncle Sid. Can I ask you? And I'm going to ask Uncle Sid to start and to pray for us. My vrou, jy moet hier by my kom staan. Jy moet behulps kom. Kom. En ek gaan vra dat julle hier kom staan by my om sit. And I want to ask you that you will thank the Lord for the price He paid for us from the seniors. Amen. Kom ons staan almal saam. Hemelse Vader, ons sê baie dankie vir die voorreg wat ons het om by mekaar te kom in u teenwoordigheid, om te sit by u tafel, te herdenk dat u u lewe gegee het vir ons, dat u die sonde van die wêreld weggeneem uit ons lewe uit. Here, ek wil vra dat van die Sondagskool tot die jeug, tot die seniors, tot die middelmatiges, dat u hulle sal seën. Seën almal in hierdie gemeente. Here, ek wil net ook vra dat u vir hierdie gemeente sal vat na hoë vlakte. Dat ons nie dat ons hierdie terrein hierso by Boerein kan bearbeid en dat u hierdie kerk sal volmaak. Dat op so 'n belangrike dag hierdie kerk so leeg is en dat hy volgende keer sal propvol wees met mense wat u kom dankie sê dat u so prys betaal het vir ons. Lord, we also want to thank you for your Holy Spirit that's been with us since you went to be on the right hand of your Father. Lord, we can't express enough the value that we attach to the Holy Spirit in this assembly. Lord, we'll pray now that you'll be with us. We ask it in Jesus' name. Amen.
Kom ons gee vir ons kinderkerk. Liewe Jesus, dankie dat U vir ons op die kruis gesterf het en weer opgestaan het. Dankie vir U liefde en dat U altyd by ons is. Vergewe ons as ons verkeerd doen en lei ons elke dag. Amen. Amen. Prys die Here. Staan net hier. Ons jong mense. Vader, baie dankie dat ons saam met Hemel net kan juig vandag en weet U oorwinning is al wat tel. U liefde is al wat tel. U is die een wat gekom het sodat ons almal kan leef in die vryheid wat U duur voor betaal het, Here. Dankie dat ons vandag kan onthou dit wat U doen, Here, dit wat U gedoen het en dit wat U aanhou doen deur die resurrection power van dit wat U kom doen het, Vader. Dankie dat ons vandag kan leer opnuut wat U liefde is, Here. En dat ons kan weet, daar is niks wat ons kan skei in hierdie lewe of in die dood van die liefde wat U vir ons gegee het nie, Here. En dan vra ek net, Here, ek vra dat U ons sal leer om gehoorsaam te wees aan U stem en te luister en vanuit hierdie liefde te leef, Here. Dat ons nie sal terugstaan vir enige iets of enige iemand nie, maar in liefde mekaar sal dien, Here, soos wat U ons kom dien het tot die dood toe, Here. En dat dit is gehoorsaamheid aan die Vader tot die dood toe. Dit is net too wonderful, Here. Dankie, Here, dat U ons siele kom verkoop met die waarheid en die lewende hoop wat U gebring het, Here. Ons prys U heilige naam, Here. Amen. Amen. Halleluja. Prys die Here. Ons middeljare groep. Ons Abba Vader, Here Jesus Christus en die Heilige Gees. My koning, U lê baie diep in my hart, dat ons wat die middeljariges beskou word as, moet nou oorhandig aan ons kinders. En Vader, dankie Heilige Gees, dat U ons gebruik as 'n voorbeeld wat ons kan oorhandig aan ons kinders, sodat hulle weer die voorbeeld kan wees vir ons kinders. Want my koning, U het eers die voorbeeld vir ons gestel. Vader, U het vir ons die weg oopgemaak, duur gekoop met U bloed. So my koning, dankie Here, dat U ons vandag net weer daar plaas om te sê, ons het almal 'n verantwoordelikheid, in gees en in liefde en in waarheid, om vir ons kinders en ons kleinkinders te wys, dat ons God leef, om vir ons kinders en kleinkinders te wys, dat U het vir ons reeds alles oorwin, maar dat ons is kragtig onder U bloed en beskerming. So my koning, dankie vir die voorreg as ouers en grootouers om hier te kan kom staan om U naam te verheerlik vir elke druppel bloed en elke hou wat U geneem het om vir ons te kon betaal en vry te koop. Al die lof en al die eer kom U toe, koning Jesus. Amen en amen. Amen, prys die Here. Net vir 'n oomblik maak U oë toe, Vader, en nou ons eer U vir dit wat U gedoen het. Lê ons dit wat nie van U af is nie neer in U hande. Vergewe ons, Here. Vergewe ons as ons eie pad gestap het. Maak ons vry. Maar help ons ook, Here, om te besef dat U het die prys betaal sodat ons kan vryleef. U het U seun gegee om in die plek te kom staan, toe ons nog nie eers besef het wat sou gebeur het nie. Het U reeds die prys kom betaal. Sodat wanneer ons dit aanvaar, ons kan lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Vir 'n oomblik kan jy sitplekke neem. Dankie ook vir almal wat gebid het. My vrou gaan nie by my nie, jy staan nie by my. En ons gaan vanmôre eers nagmaal gebruik.
angels, they bow before your throne. Die stukkie brood wat jy in jou hand het, en die kelkie wat jy vashou, is vanmôre deel van die bewys vir God se liefde vir jou. En vanmôre sê vir jou, weet jy wat, ek het jou vrykom. Ek het jou waarlik vrykom. En ek wil vanmôre hê, moenie toelaat dat enige iemand 'n juk wat nie aan jou behoort nie op jou kom sit. En as jy so 'n juk vanmôre dra, gee dit vir die Here. Die woord sê, werp al julle bekommernisse op hom. Maar ook haal die juk af en sê, Here, ek haal vanmôre die juk af, ek gee dit vir U. Ek haal dit af. Weet jy, ontvang ons jukke wanneer mense woorde vir ons gee, woorde oor ons spreek. Weet julle dat Jesus het die mag van sonde, het nie net betaal vir dit nie, het die mag van sonde kom breek oor jou lewe. Het die mag van siekte kom breek oor jou lewe. Het die kettinge kom breek. Het die bande oor jou lewe kom breek. Hy het dit nie net gebreek nie, hy het dit weggeneem. En so ook oor jou kinders. In plaas van dat ons iets wil sê wat negatief is om Satan te verheerlik, sê eerder, Here, ek bid in Jesus naam. En ek vat die oorwinning wat reeds myne is. Ek vat die genesing wat U reeds gegee het. Ek vat die vryspraak wat U reeds gegee het. Die voorsiening in Jesus naam. Ons verklaar dit, dankie Here dat U die deure oopmaak. Dat U voorsien uit U genadehand uit. O, prys die Here. Staan saam met my vanmôre. Ons het nie enige iemand oorgeslaan nie. Eer die Here vir 'n oomblik daar waar jy staan. Sê, Here, U het my vrygemaak, ek is vry. U het die mag van sonde verbreek. Die siekte verbreek en daarom kan ek nou U vertrou vir genesing. Halleluja. Dankie. Vader, dankie vir die liggaam. Hier die liggaam het ons vrye toegang tot die heiligdom, om te kan instap in die troonkamer in. En Here, ek dank U dat U ons vanmôre vry maak. Ek dank U dat U die oorwinning gee. Ons verbly ons in U, want U sê, so dikwels as julle van hierdie brood eet, en van hierdie beker drink, verklaar julle my dood. Here, in U dood het die finale prys betaal. Want U het gesê, dit is volbring. Is klaar gedoen. Die saak is afgehandel.
Niemand kan daarteen staan nie. Halleluja. Halleluja. Kom ons gebruik hierdie nagmaal. Dankie. Dankie, Here. En so ook hierdie kelkie wat sy bloed verteenwoordig. Weet jy wat? Sy bloed het bevestig dat daar 'n Nuwe Testament geskryf word. Daardie testament verteenwoordig dat die werk klaar gedoen is. En ek wil hê jy moet nie vanmôre vanuit 'n plek van dit wat nog gaan kom nie. Ja, ons vertrou die Here vir groot dinge. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, kom vanuit 'n perspektief dat Jesus klaar vir my gesterf het. Hy het klaar die werk gedoen. Hy gee vir my 'n geopende deur. Daarom staan ons in geloof, vertroue, dat dit wat ons kan vra, of dit wat ons vra, hy sê, as jy in my bly en ek in jou, vra net wat jy wil. En jy sal dit verkry. Dankie, Here Jesus. Kom ons gebruik hierdie sappie. Baie dankie. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Ons prys sy naam. Terwyl ons so staan, ons gaan dinge vanmôre anders doen op hierdie Vrydag. Ons gaan nou afsluit, as u wil gaan, as u meer is welkom, ek wil u uitnooi om hier na vorentoe te kom en deel te kom hê aan hierdie profetiese tafel. Bring u blaadjie saam, hier is 'n blaadjie hier voor. Lenoeske gaan saam met my voor wees, sy gaan nie help. As jy vir haar wil vra, ek gaan hier die ander manne en vroue ook vra, om hulle blaadjies te bring en hier by ons te kom staan. En ek wil nie vra om haastig te raak nie. Kom staan op vertroue en sê vanmôre, Here, ek is deel van die wingerdstok. Ek het vanmôre deel aan u liggaam. Dankie, Here, hierdie dadels wys dat u my versterk. Hierdie neute wys dat u my energie gee. As jy voel jy wil net 2 goedjies gebruik, is dit 100%. Hier is die sout, as jy wil vanmôre verklaar en sê, Here, ek is die sout van die aarde, jy het my geroep, Here, om balans te bring, om mense te help, dan vat jy 'n bietjie van daai sout. Hier is servette op die tafel, jy kan 'n servet neem, sit dit daarin, vat dit huis toe en gaan bid hierdie week, hierdie naweek, gaan bid saam met ons. En môre, vir Sondagoggend gaan ek verder met die deel, rondom wat Christus klaar vir ons kom doen het. OK. Kom ons maak net die oë toe. Vader, ons dankie dat U ons kom herinner het. Ek dank U vanmôre, Here, dat ons kan weet, U het ons heeltemal vrygekoop. Die prys vir ons betaal. En Here, baie van ons wat vanmôre hier sit, hierdie profetiese tafel is vir ons iets niets, dit's iets niks. En ons is nie heeltemal seker nie, maar Here, die woord gee die betekenis. Die woord kom vanmôre en hy sê sitrus was gebruik om die reinheid van jou hart te wys. En Here, as ons vanmôre dalk 'n sitrusvrug oopbreek, Here, dat ons sal sien en sal ervaar, Here, kom reinig my hart, kom maak my skoon, sodat ek die pad rein voor U kan stap. So ook met elke olyfolie. Wanneer ons vanmôre 'n broodjie nuwe olyfolie druk, dat ons sal sê, Gees van God, beweeg in my lewe. Heilige Gees, kom beweeg in my lewe. Versterk my en bekragtig my. Heuning,
Here, laat ek sien wat die doel met my lewe is. Laat my die pad vorentoe sien. In Jesus naam. Here, terwyl ons ook uit mekaar uit gaan beskerm en bewaar ons, hou ons vas in die holte van die hand. Amen. Ek gaan u nou na vorentoe nooi. Ek gaan vra dat Petrus julle vir ons daai selfde liedjie sal aansit. En ek gaan nie vra dat sal oom hulle vir my julle kaartjie reg hê, as iemand julle vra wat nie 'n kaartjie. They bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you worthy of it all. You worthy of it all. Jesus. As jy kaartjie kan jy ons saambring. As jy kyk op jou kaartjie, of jy kan vra, hier is verskillende vorms, kom staan vir ons in die kant. Kom staan hulle nie so, as iemand wil vra, as jy gelees het van die olywe, appels, jy kan die naam ook nie, jy kan vir die druiwe vat. Terwyl jy van ons sê, dankie Here, dat jy dit vir my doen, in Jesus naam. En as jy klaar gekry, beweeg ons weg, dat die volgende mense na die tafel kan kom. As jy gekry het, dan kan jy van friendship kneel in cookies, dan kry jy 'n plekkie en word stil daar. Sê Here, ek gebruik vanmôre die aan U. Kry jy 'n plekkie en word net stil vir die Here. Unto your Jesus.